So, ons is vandag by die derde gebod. Die eerste 4 gebooie sal julle onthou het ons begin deur te sê dit is gebooie wat fokus op ons verhouding met God en die volgende 6 gebooie fokus op ons verhouding met ons medemens, maar eintlik gaan al 10 die gebooie oor ons liefde vir God. En baie belangrik om te onthou dat wanneer ons as verloste, vrygemaakte kinders van die Here Jesus die 10 gebooie lees ons nie 'n klomp moets en moenies nie. Hier is die dinge wat jy moet doen en hierdie dinge mag jy nie doen nie, anders gaan jy gestraf word. Glad nie. Ons is klaar vrygespreek, ons is gered. Maar hoe reageer ons op ons verlossing? Hoe leef ons hierdie dankbaarheid wat in ons harte leef? Ons doen dit deur gehoorsaam te wees aan die Here. Ons doen dit deur die 10 gebooie te lees en te sê, ja, dis hoe die lewe lyk van iemand wat God opreg liefhet. En ons probeer ons lewe daarvolgens inrig. Die derde gebod, Eksodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Ekskuus, ek sien daar op die bord is nou 'n ander, dit is nog die eerste een. Ek lees hom weer vir julle. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. In sy toneelspel Romeo and Juliet van William Shakespeare sê Juliet op 'n call, what is in a name? What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. En eintlik wat Juliet kom sê is, ag name, wat beteken 'n naam? Dit is wat die ding is, dis wat belangrik is, nie wat sy naam is nie. Maar ou Juliet kon nie verder van verkeerd af gewees het nie. Want sien, name is bitter belangrik. Name is deel van dinge se identiteit, ons identiteit. Dit is ons manier hoe ons sin maak van die wêreld en die dinge wat daarin is. Ons gee dit name. Wat was een van die eerste goed wat Adam en Eva gedoen het nadat God die wêreld geskep het? Hy het hulle die diere name gegee. En nie die diere in elke ding in die skepping, elke plant, bossie, voeltjie, insek, het hulle 'n naam gegee. Name is belangrik. 'n Naam is nie net 'n woord nie. 'n Naam is gekoppel aan jou identiteit, aan jou hele wese, die volheid van jou persoon. Wanneer jy nou iets doms doen, nê, en mense lag vir jou, nê, dan sê hulle, jy maak jou naam krater, nê. Ons het 'n paar ander uitdrukkings ook in Afrikaans. Jy maak jou naam krater, of jy gooi jou naam weg. Nee, julle ken daai uitdrukkings. En dis tog nie dat jy letterlik jou naam, die woordjie iewers heen weggooi nie. Wat hulle eintlik daarmee sê is, dit wat mense van jou dink, die agting en die respek en die eerbied waarmee hulle jou kyk, is nou tot niet. Jy het dit verloor, jy het jou naam krater gemaak, jy het jou naam weggegooi. En dit bring ons dan vanoggend by die naam van God. Die eerste naam, die naam bo al die name. En dan moet ons besef, maar dit is nie ook net 'n naam nie. Dat ook in hierdie naam van God is die volheid van sy wese omskryf. Spreuke 18 vers 10 sê die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. Nou liewe kinders, jy kan tog nie agter 'n naam wegkruip en dis jou skuiling nie, nê? So ons weet dat wanneer hulle hier sê van die naam van die Here is 'n sterk vesting, dan is dit meer as net 'n naam. Dis die Here se teenwoordigheid, dis sy almag, dis sy krag, dis sy beskerming, dis wie en wat hy is. So wanneer ons vanoggend oor die derde gebod gesels, oor dat jy mag nie
die Here se naam misbruik nie. Dan moet ons besef hierdie is 'n baie belangrike gebod. Dit gaan oor die eerbied en die respek, die agting en die liefde wat ons vir God het. Nou, baie keer vereenvoudig ons hierdie gebod en ons koppel dit aan mense wat letterlik die name van God en Here en Jesus sommer net gebruik. En dan dink ons in die besonder aan baie van hierdie Amerikaanse films en programme waar hulle baie maklik hierdie woorde rondgooi. Mens 'n bietjie ongemaklik laat voel. En hy sê, "Sjoe, baie dankie tog. Ek gebruik dan nooit die Here se naam so nie." Nou, weet jy vriende, dit is 'n baie eenvoudige interpretasie van daai gebod, maar daar is soveel meer rondom dit. Julle sien, by daai een kan die meeste van ons onsself onskuldig verklaar. Maar as ons daai interpretasie 'n bietjie wyer maak, dan raak dit 'n bietjie moeiliker, dan staan ons eintlik almal skuldig. Ek gaan gou vir julle 'n gedeelte lees uit Jesegiel 36 vers 22. Die God gee aan sy profeet Jesegiel die volgende opdrag, vers 22. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree in Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met hulle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. So die profeet Jesegiel kom sê vir die volk Israel, julle het die Here se naam weggegooi. Want wat het hulle gedoen? Hulle het rondgegaan en vir almal verkondig, ons is die volk van God. Ons is God se uitverkore volk. Hy is ons God en ons is sy kinders. Maar wat doen hulle dan? Dan bou hulle vir hulle afgodsbeelde, hulle gaan aanbid ander gode, hulle ondertrou met die heidense nasies, hulle oortree omtrent elke gebod wat daar in die woord is, en so bring hulle God se naam in oneer. Hulle gooi God se naam eintlik weg. Ek en jy dra ook God se naam in ons identiteit. Wat noem ons wat bekend staan as gelowiges, wat glo in die Here Jesus? Ons is Christene. Christene, daai woordjie, Jesus Christus se naam is in hom opgeneem. Ons dra sy naam oral waar ons gaan. As jy jouself 'n Christen noem, dan is jy 'n volgeling, 'n disipel van Jesus Christus. Dan tree jy op as sy ambassadeur, sy verteenwoordiger hier op aarde. Dit beteken dat alles wat jy doen, alles wat jy dink, wat jy sê, jou gesindheid, moet die karakter van Jesus Christus weerspieël. Anders gooi jy sy naam weg. Ek kon nooit verstaan, as 'n kind, hoe my pa so kwaad vir ons as kinders geraak het, wanneer ons iewers as 'n gesin saam gegaan het, en een van ons het iets stouts gedoen. Jene, daai man, hy het maar hier meer gehad, dan het ons dit ontgeld. En as ons dan nou iewers as 'n gesin saam sou gegaan het, kom ons sê, ons het iewers gaan uit eet, voor ons in die kar geklim het, dan het ons almal eers so voor laat staan, en sê hy, onthou, julle gedra julle self in hand. Julle gaan nie my naam weggooi nie. Dink ek maar, wat het sy naam nou hiermee te doen? Wat het sy naam nou te doen met hoe ons optree? Of my pa het in die bank gewerk, en so 2-3 keer 'n jaar het hulle al die bankfunksies gehou, en dan is die hele gesin genooi, al die kinders, en dan was ons nou 'n klomp ander mense se kinders ook, en kyk, daar het ons soms 'n bietjie kwaad gedoen. Ja, en my pa is so kwaad geraak. Ek het my nog nooit so geskaam vir my kinders nie.
Julle het ons gesin se naam weggegooi. Julle is teenigsins. Nou het ek so bietjie ouer is, my eie kinders het, nou verstaan ek dit. Nou verstaan ek dit. Liewe kinders, jy is deel van 'n gesin. Jy het 'n van wat sê jy's 'n Tennyson of 'n Botha of 'n van 'n Merwe. En die eer van daai naam word gekoppel aan jou gedrag en jou optrede. Jy is 'n Christen. Dis die een naam wat ons almal hier in gemeen het. Ons is 'n Christen en ons optrede, ons gedrag reflekteer die naam van Jesus Christus. So hoe is 'n manier hoe baie van ons gereeld die naam van God, van Jesus Christus misbruik? Is dood eenvoudig daai kere wat ons dinge sê en doen wat nie by die karakter van 'n kind van die Here Jesus hoort nie. En dan staan ons almal maar gereeld skuldig voor die Here. Maar vriende, ja, dan moet ons eerder onsself nie Christene noem nie. Maar ek wil nou nie by die negatiewe vas staan nie, want die ding van die gebooie is, jy kan ons nou twee maniere lees, die negatiewe gebod van wat jy nie mag doen nie, maar dan ook, wat is dit dan wat 'n ou moet doen? Hoe gebruik jy dan God se naam reg? Ons bid wanneer ons die Onse Vader bid, Matteus 6 vers 9, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. In ander woorde, ons moet God se naam eerbiedig. En dan Psalm 96 vers 2, sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. Dwars deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, weer klink hierdie lyntjie, prys die naam van die Here. Ons moet die Here se naam prys. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons moet gaan vertel en bid en sing van die Here se grootheid. Hoe groot is die Here? Hoe wonderlik is sy almag? Hoe wonderlik is dit wat hy vir ons doen? Hoe groot is die skepping wat hy vir ons geskape het? Dan prys ons die Here se naam. Dag en nag, sê die psalmdigter, moet ons die Here prys, moet ons sy naam groot maak. Ons doen dit wanneer ons bid, wanneer ons met die Here praat, of hom sê, Here, sjoe, hierdie sonopkoms wat ek vanmôre gekyk het, was er maar iets besonders. Ons doen dit wanneer ons hier in die kerk by mekaar kom, en ons deur lofsang die Here se naam groot maak. Ek roem die naam, ek wil graag sing. Kom ons verheerlik sy naam te saam. Kom ons verheerlik. Ons doen dit hier in die kerk. En dan, liewe vriende, verkondig ons God se verlossingsdade. Wanneer ons Jesus se naam groot wil maak, dan praat ons van dit wat die Here vir ons gedoen het. En dit was die opdrag aan die ou Israeliete ook. As hulle die Here geloof en geprys het, dan het hulle begin praat oor hoe hy hulle uit Egipte gelei het, en hoe hy deur die woestyn met hulle gereis het, hoe hy die Rooi See voor hulle oopgekloof het. Dit is hoe ons oor die Here se naam moet praat. Ons moet sy verlossingsdade verkondig. Die Here is groot en heilig. In Handelinge 4 vers 12 staan daar, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. In die Here Jesus se naam is ons verlossing opgesluit. Daar is geen hoop of uitkoms vir hierdie wêreld om eendag by God te wees vir die ewigheid nie, behalwe in die naam van die Here Jesus. Daarom moet ons praat en getuig van hom. Gereeld, altyd. Wanneer laas het jy die naam van Jesus gebruik? Buite die kerk, waar jy dalk met jou gesin, of met 'n vriend of 'n vriendin,
of met 'n kollega by die werk of 'n maat by die skool gepraat het oor Jesus of oor God? Wanneer laas het jy vir iemand net gesê, ja, hierdie Here Jesus, ek is so lief vir hom, of God, ek is so dankbaar teenoor my hemelse Vader. Dit is hoe ons die Here se naam groot maak. Dis hoe die Here wil hê ons sy naam moet gebruik. In Jesus se naam is daar verlossing, is daar hoop. Hoop is Jesus se naam. In sy naam lê ons hoop en ons troos. En dis nie net vir die verlossing van hierdie wêreld nie, maar dis ook vir jou en vir my. Vriende, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer die duiwel ons kom aanval en kom versoek, dan in die naam van die Here Jesus kan ons die duiwel vra om te wyk. En wanneer ons hartseer is of in pyn, treur, eensaam, dan kan ons die naam van die Here Jesus aanroep en ons kan die teenwoordigheid en die omgee en die liefde van die Here ervaar. In die naam van die Here Jesus word ons self gesond gemaak, maar in sy naam kan ons ook bid vir ander, dat die Here hulle sal aanraak, dat die Here hulle sal vertroos en bemoedig. Een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is daar waar Jesus kort na sy hemelvaart, Petrus en Johannes deur die poorte van Jerusalem stap, en daar is 'n verlamde man wat daar op die grond sit, en hy vra vir hulle, die Bybel sê nie wat hy vra, hy vra vir hulle ietsie. Die Bybel sê hy vra vir hulle ietsie, seker maar 'n geldjie vir 'n broodjie, nee, of dalk ietsie om te eet. En dan antwoord Petrus vir hom in Handelinge 3 vers 6. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. En ons lees die man het opgestaan en hy het geloop. Daar's krag, daar's gesag in die naam van die Here Jesus. Dit bring hoop, dit bring genesing. Daar is soveel mense in hierdie wêreld wat nog nie die naam van Jesus gehoor het nie. En dit is ons verantwoordelikheid. Dis ons verantwoordelikheid. Ons moet sy naam verkondig. Ons moet werk maak daarvan dat sy naam wyd en suid en dwars oor hierdie wêreld versprei en aangehoor word. Dis hoekom ons bydra tot sendingwerk, tot uitreike. Hoekom ons bid vir sendelinge en evangeliste. Dat die Here se naam wyd en suid versprei word. Dan is dit ook so, daar's baie mense wat al die naam van die Here Jesus aangehoor het en dit dood eenvoudig geïgnoreer het, hulle daar nie gesteer het nie. Dit is hulle verantwoordelikheid. Eendag gaan hulle moet antwoord daarop. Die belofte van die woord is daar gaan 'n dag kom wat elke man, elke vrou, elke kind in hierdie wêreld die naam van die Here Jesus gaan hoor en gaan weet in sy naam is daar redding. Ons lees daarvan in Filippense 2 vers 9 tot 11 en ek sluit daarmee af. Daarom het God hom ook, Jesus, tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Prys sy naam. Kom ons word stil. Here Jesus, jammer dat ons U naam misbruik. Dat ons soms maar swak ambassadeurs en verteenwoordigers is van hoe 'n Christen moet wees. Here, daar is soveel mense wat
U nie dien en wil aanneem en van U wil hoor nie, omdat ons wat bekend staan as Christene nie die regte voorbeeld stel nie. Jammer Here, vergewe ons dat ons U naam Christus, Christen, so misbruik. En dan is dit my gebed, Here, dat ons beter sal wees, dat U ons deur U Gees sal optel en die krag en die moed sal gee om U naam te verkondig na waarde, om te vertel van U liefde vir elke man en vrou en kind, om te vertel van U werk aan die kruis, die offer van U bloed en die vryheid wat daar is in die naam van die Here Jesus. Gee ons die vrymoedigheid om U naam te gebruik by die skool, by die werk, by die huis, waar ons ook al kom. Dat U naam geëer sal word. Ja Here, en wanneer ons dinge van U vra, dinge van U smeek en pleit, vra ons dit in die naam van die Here Jesus. Want ons weet, in U naam is daar gesag. Ons bid dit nou ook, alles so, in die heilige, wonderlike, kragtige naam van ons Here Jesus.